Ons dien 'n groot en 'n wonderlike God. Amen. Kan God van 'n niemand 'n iemand maak? Ek wil onomwonde vanmôre sê my God kan. My God maak van 'n niemand, maak hy beslis 'n iemand. En dit lyk so asof God daarin spesialiseer, om baie keer daardie mens juist te vat wat by die mens nie eens punte tel nie. Want jy sien, baie keer kyk ons uit 'n hele ander perspektief as wat God kyk na die mens. En hy maak van 'n niemand, maak hy 'n iemand. Blaai saam met my na 1 Samuel 16 en ons lees daar vanaf die 11de tot en met die 13de vers vanoggend saam. Dan gaan ons 'n bietjie na die psalms en die Handelinge toe ook gaan. Ons gaan 'n besonder kyk na die lewe van Dawid. Jy het al so baie preke en dinge gehoor oor Dawid. As 'n lied wat sê, when others saw a shepherd boy, God saw a king. En ek dink ek het al oor daai tema ook al met u gepraat. Maar ek wil vir u vanmôre sê, my God kan in niemand verander in 'n iemand. Verder het Samuel aan Isaai gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel vir Isaai, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig en mooi oë en 'n mooi voorkoms. En die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword, en Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Blaai gerus saam met my na Psalm 78 ook. Hier skryf die psalmdigter vers 70 tot 72. En hy het sy knegt Dawid uitverkies en hom van die skaapskrale afgeneem. Agter die lamskooie het hy hom gaan weghaal om Jakob sy volk op te pas en Israel sy erfdeel. En hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. En dan Handelinge 13 vers 22. En nadat hy hom afgesit het, dit is Saul, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid die seun van Isaai gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen. Die God wie ek en jy dien, vat 'n niemand en hy maak van hom of van haar 'n iemand. Die Here is altyd op soek na iemand wat sal bereid wees ook om in die gaping te staan, wat 'n verteenwoordiger van hom sal wees en wat 'n verskil in mense se lewens sal bring. Baie keer nie die verskillende individue nie, maar in die geval van Dawid 'n verskil vir die volk van God. Ons dien 'n regverdige God, maar ons dien ook 'n liefdevolle God. Dit is so wonderlik om altyd hierdie twee kante van God raak te sien en te kan weet dat hy God is wat belang stel in die mens. Ek het al reeds vanmôre gekwoteer in my gebed vanuit Psalm 8 uit, waar hy sê, hy het ons gemaak in weinig minder as 'n hemelse wese. Met eer en met heerlikheid het hy ons bekroon om te heers oor die werke van sy hande. Ja, die sonde het kom afbreek, maar Jesus het kom herstel en hy het ons weer in 'n verhouding met die Vader gebring. En ek wil vir julle sê, God soek nog steeds vandag manne, vroue, jong mense, kinders, wat 'n verskil vir hom sal maak en 'n verskil vir sy koninkryk. Mense soos ek en jy. So baie keer dink ons dis ander mense. Ek wil u vanmôre sê, God sê, ek vat 'n niemand en ek maak van hom 'n iemand. God sê, ek wil jou gebruik.
God sê, jy is vir my kosbaar, jy is vir my spesiaal. Moenie vanmôre net dink aan iemand anders nie, maar ek wil vir jou sê, God wil jou kragtadig gebruik. Hy soek 'n man, 'n vrou, 'n jong mens, 'n kind, wat bereid is om in die gaping te staan tot sy eer en tot sy heerlikheid. As ek en jy dan vanmôre 'n hand van God op ons lewens ervaar. Ek wil vir u sê, toe Samuel vir Dawid kom salf en die gees van God op hom vaardig geraak het, was hy nooit weer dieselfde nie. Ek dank God, kind van die Here, dat ek en jy ook vanmôre kan sê, daardie dag toe God sy hand op my lewe kom plaas het, van daardie dag af is ek nooit weer dieselfde. Dit is God se salwing en God se gees wat 'n verskil kom maak in my en jou lewe, want ons gees was dood en ons was dood in ons sonde en ons misdade, maar hy het vir ons lewe kom gee. En daarom wil ek vir jou sê, selfs toe die Goliat kom, toe het Dawid hom verslaan. Hoekom? Want hy die salwing van God op sy lewe gehad. Dit het nie gegaan hoe jonk hy is en hoe rooierig hy van kleur is nie, geliefdes, dit het gegaan oor die salwing en die seën van God op sy lewe. En ek wil vir jou sê, as kind van God is ons so bevoorreg vanmôre te kan sê dat hy is die God van my lewe. Die Here soek mense wat in die gaping vir hom kan staan. Ook vandag nog soek hy mense. In Esegiel 22 vanaf vers 29 lees ek, die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe. Ook verdruk hulle die ellendige en behoeftige en teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder reg. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sal verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Daarom het ek my toorn oor hulle uitgegiet, deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer. Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here. Ek het niemand gevind wat in die gaping kan staan het nie. Ek het niemand gevind wat regverdig voor my aangesig gewees het nie. Ek het niemand gevind waardeur ek kon werk en wat passievol vir my was en wat ek uiteindelik kon sê, ja, as gevolg van hierdie man of hierdie vrou sal ek die stad spaar nie. Aan die ander kant sien ek 'n Moses wat ook deur God geroep was, ja, eers vol verskonings, maar uiteindelik 'n man wat in die gaping kon staan het, man wat 'n verskil kon maak het, iemand wat deur God gebruik was om God se volk uit die slawerny te lei na die beloofde land toe. God soek nog steeds Dawids, God soek nog steeds Moses, God soek nog steeds Abraham, hy soek Paulus, noem hulle met die naam, geliefdes, maar ek wil vir u vanmôre sê, vat 'n bietjie hulle name weg en sit jou naam daarin. Sit jou naam vanmôre daarin en sê, God sê, ek wil jou gebruik, ek wil hê dat jy vir my in die gaping moet staan, daar waar jy elke dag beweeg, daar waar ek jou geplaas het, daar waar ek vir jou 'n werk in jou lewe kom doen het, wil ek hê dat jy 'n verskil vir my sal kom maak. God kan in niemand verander in 'n iemand. Psalm 106 vers 23. Toe het hy gesê dat hy hulle sou verdelg. As Moses sy uitverkorene en nie voor sy aangesig in die bres gaan staan het om sy grimmigheid af te keer nie, dat hy nie sou vernietig nie. Was ook 'n pad wat Moses moes stap met die volk. Keer op keer het die volk hulle rug op God gedraai en moes hy alleen vas staan. Maar het God gesê, ek sal te midde van jou sal ek die volk se lewens spaar. Jeremia 5 vers 1. Swerf rond in die strate van Jerusalem en kyk tog en verneem en soek op sy pleine of jy iemand vind of daar een is wat reg doen, wat waarheid soek, dan sal ek daaraan vergifnis skenk. Mens, die Here sê, ek sien selfs die enkeling raak, wat bereid is, baie keer dalk alleen te staan,
maar 'n verskil te maak vir my en vir my koninkryk. Weet jy wat so kosbaar? God kies baie keer mense wat by my en jou nie sal kwalifiseer nie. Want ons kyk heeltemal vanuit 'n ander bril en perspektief as wat God kyk. Hy maak van 'n niemand 'n iemand. Moses het gehakkel en hy was 'n moordenaar. Jakob was 'n bedrieger. Abraham was stokoud. As jy dink, die ouderdom het heel bietjie ingehaal, dan wil ek vir jy sê, eers nog nie daar waar Abraham was nie, en toe gee hy vir hom nog 'n nuwe kind ook. Dis lekker om oupa en ouma te wees, wat jy kan bederf en teruggee, maar hy was nie oupa gewees nie, hy het pa geword. Naomi was 'n weduwee. Jona was 'n lafaard. Thomas was 'n ongelowige. Paulus was 'n vervolger. Is hy 'n aannemer van die persoon? Dis nie. En so kan ek aangaan met die lys en jy kan maar by Genesis begin en jy kan vanmôre gaan kyk weer na die karakters en die mense wie God uitgekies het. Maria, die moeder van Jesus, was 'n arm meisie. Petrus, Johannes, Jakobus was gewone vissermanne. Jy sien, my God maak van 'n niemand 'n iemand. Hy kyk nie na fisiese sterkte nie. Status tel nie vir hom punte nie. Populariteit is nie 'n vereiste nie. 'n Mooi voorkoms beslis ook nie. Ondervinding. Dit is my so altyd so hartseer as ek hoor hoe dat jong mense vir my kom sê, pastoor, ek soek werk, ek kry nie werk nie. Hy sê, oral waar ek gaan, soek hulle iemand met ondervinding. Hy sê, waar moet ek ondervinding kry as iemand my nie 'n kans gaan gee nie? Hy sê, dis hoe ons kyk baie keer. Ons soek iemand met ondervinding. Ons soek iemand met akademiese prestasies en vermoëns. Maar my God sê, ek kyk by dit alles verby. Wat soek die Here dan in 'n man en 'n vrou wat in die gaping vir hom sal staan? Waarna kyk God? Wat is vir God belangrik? Wat maak God se hand in beweging kom in 'n mens se lewe uiteindelik, geliefdes? Wat soek die Here dan in jou en in my as mens? In Samuel 16 vers 7. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is. Ja, ons is so ingestel op die fisiese, ons is so ingestel op die tasbare. Maar die Here sien die hart aan. God sien jou hart. Hy sien jou ywer. Hy sien jou liefde. En ek wil vir u sê, Dawid was 'n man na die hart van God. Hoekom? Want Dawid het 'n hart van 'n diensknegt gehad. Ek dank God dat ek en jy vanmôre 'n diensknegt en 'n diensmaagd kan wees van die koning van alle konings. Psalm 89 vers 21. Ek het Dawid my knegt gevind, met my heilige olie hom gesalf. Ek het Dawid my knegt, my diensknegt gevind.
my diensknegt. Toe ek in die weermag was, het daar 'n dame saam met my gewerk in die kapelaanskantoor, mevrou Hartley. En eendag het sy vir my 'n komiese ding vertel wat eintlik toe later van my groot waarde gekry het. Maar sê pastoor, weet jy, my man was nooit 'n kerksman gewees nie. Maar weet jy, my man het tot bekering gekom na baie jare. En uiteindelik het hulle hom op die kerkraad ook verkies. En die heel eerste Sondag toe my man nagmaal moes bedien, toe daar 'n komiese ding gebeur. Sy sê, almal het 'n servetjie gekry, is die tyd van die bekers, onthou jy nog, toe ons nagmaal bedien het met die bekers, en dan het jy mos 'n servetjie gekry wat jy gehad het, en het jy dan nou gestap en die beker aangegee, en iemand gedrink het, het jy die beker afgevee voordat jy hom vir die volgende ou gee. Sy sê, weet jy pastoor Dion, wat gebeur het? Sy sê, my man het daar voor gaan staan soos al die ander het die servet in die hand gevat. Sy sê, maar weet jy, hy was 'n wafferse kelner. Sy sê, toe hy die servet kyk, het hom oop gegooi. Sy sê, en hy het hom so oor sy arm gesit. Sy sê, en ek het absoluut net gesien, daai kelner daar by die restaurant. Sy sê, en hy het so met 'n groot glimlag, het hy die beker aangegee, en het hy die servet gevat en afgevee, elke keer weer so oor die arm gegooi. 'n beeld wat lewenslang in my kop gebly het. Miskien vir hulle 'n oomblik van humor, maar vir my 'n groot oomblik van waarheid wat aangebreek het in 'n man se lewe wat vir jare lank God nie gedien het nie, maar God het vir hom 'n werklikheid geword. En deur sy aksie het hy vir my 'n baie belangrike ding van sy hart geopenbaar. En dit is, ek is so dankbaar dat God my siel en my lewe gered het. Ek is so dankbaar om 'n kind van die lewende God te kan wees. Ek is net 'n diensknegt. Ek is maar net 'n diensmaagd. Ek is hier om te bedien. Ek is hier om te gee. Ek is hier om jou te bedien. En om jou te bedien sal ek God bedien. God kyk na die hart van die mens. Wat kwalifiseer geliefdes dat hy van 'n niemand te iemand maak? Dit is dat ek en jy die hart sal hê van 'n diensknegt en van 'n diensmaagd. Dat ons sal bereid wees om te gee sonder dat ons ooit terug verwag. Dawid het beslis die hart gehad van 'n diensknegt. 'n knegt, my servant, sê die Engels. Dan het Dawid ook integriteit gehad. Het ook van sy hart gespreek, die integriteit. Psalm 78, vers 72. En hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart. Hy het nie net pligsbesef gehad nie, maar daar het 'n hartsverandering gekom. En as gevolg van die hartsverandering was daar integriteit. En daarom kon hy dan ook so die volk dien met integriteit. Dawid was ook gereed en voorberei vir die taak, want God het hom voorberei. Jy sien, hy was eers 'n skaapwagter. Die woord van die Here sê, daar was 'n dag waar daar 'n leeu gekom het en 'n beer gekom het, en hy het sy lewe op die spel gesit om die skape wat aan hom toevertrou was, sy lewens te beskerm. In dit het hy ook dan nie net voorberei geword nie, maar het hy ook sy hart geopenbaar, selfs vir skape. En as hy dit dan kon doen vir skapies, hoeveel te meer sou hy dit nie doen vir die kroon van God se skepping.
My vrou is baie lief vir diere. Jy mag nie 'n muur in die huis doodmaak nie. En sy het altyd 'n gesegde, sy sê, hoe mense hulle troeteldiere hanteer, is 'n openbaring van uiteindelik die mens wie dit is. En weet jy, daar is nogal baie waarde en waarheid daaraan gekoppel. Dawid het sy voorbereiding gedoen alleen daar in die veld. En toe uiteindelik met sy lewe, dit wat aan hom toevertrou was, dit kon beskerm. Hy was vertrouenswaardig. Met verantwoordelikheid het hy opgetree. En dan sien ek 'n baie belangrike ding, as jy die psalms van Dawid lees, dan is daar een groot gedagte wat ook daar na vore kom, en dit is Dawid se dankbaarheid. Dawid was 'n baie dankbare mens. As God dan so 'n groot ding vir my en jou kom doen het, om ons lewe te kom red het, kan ons nie anderster as om net dankbaar te wees. En ek wil vir jy sê, ons dien hom omdat ons hom lief het, en omdat ons dankbaar is. Ons is 'n diens, nie uit dwang uit nie, maar ons doen dit uit liefde uit. Ons doen dit uit 'n begeerte dat ons hom wil behaag en dat ons hom wil eer, maar ook vanuit 'n dankbaarheid uit. En dan is dit so wonderlik om te sien hoe dat Dawid behaag daarin gevind het om God te loof en te aanbid. Was vir hom een van die aangenaamste dinge om God te kon loof en te kon aanbid. En is hy vir ons 'n voorbeeld daar. Loof hom in die hart, loof hom in die siete, laat alles wat asem het die Here loof. Ek wil vir jy vanmôre sê, God soek mense wat vir hom in die gaping sal staan. God soek manne en vroue, jong mense, kinders, wat sal bereid wees om 'n verskil te maak in ander se lewens. Maar dit is weer belangrik om dit te kan doen, dat hy die verskil in jou en my lewe kom maak het. En ek dank hom vir die verskil wat hy kom maak het, toe ons ja gesê op sy roepstem. Wat soek die Here in jou en my, wat in die gaping kom staan? Hy soek ten eerste 'n geestelike mens, 'n man en 'n vrou wat tot die kennis van die waarheid gekom het. Hy soek iemand wat in 'n verhouding met hom staan. Hy wat die seun het die lewe, maar hy wat die seun nie het nie die ewige lewe nie. Toe Samuel Dawid kom salf, geliefdes, dan wil ek vir jou sê, toe was sy lewe nooit weer dieselfde nie. Dank God vir daai oggend, middag en aand, toe my en jou lewe verander is, en ons ja gesê, die stem van God in ons lewens. En ek wil vir jy sê, jy het nie net ja gesê, sodat dit met jou kan goed gaan nie, jy het ja gesê, sodat jy 'n diensknegt kan wees, en 'n diensmaagd kan wees. Hy soek mense wat nederig is van hart. Hy soek mense met integriteit. God maak van 'n niemand 'n iemand. God kies vir Dawid, terwyl sy eie pa gedink het, dit moet een van die ander seuns wees. Terwyl baie ander gedink het, dit moet een van die, want jy sien, hulle was soldate gewees. Hulle was nie 'n skaapwagter nie, hulle was soldate, hulle was volwasse manne, hulle was manne met harde baard gewees, hulle was manne wat gelyk het asof hulle 'n volk kan lei. God vat van 'n niemand en hy maak hom 'n iemand. En van die dag dat hy 'n niemand vat en hy maak hom 'n iemand, dis dit nie net die Goliats wat verslaan word nie, maar ek wil vir u sê, toe sit die een oorwinning op die ander, op die ander. Dawid, 'n man na my hart. En so het ek vir u 'n hele lys gelees van die Marias, die Petrus, die Johannese, die Paulusse, die Thomasse, die Jonas, Naomi's, Abrahams, Jakobs, Moses. Maar ek wil vir u sê, niks is nie vanmôre vir u nie, u weet van dit. Maar ek wil vir u sê, mag ek in jou uitgedaag wees,
nie net vandag nie, maar môre uiteindelik ook net 'n instrument te wees in die hand van God. In die dag waarin ek en jy leef, het God manne en vroue nodig wat in die gaping sal staan. Mense nodig wat 'n verskil sal maak. Stoor, maar die nood is so groot, waar vat ek? Waar los ek? Waar begin ek? Ek wil vir jou sê, doen net dit wat jou hand vind om te kan doen, en God sal dit eer. God sal dit vermenigvuldig. Ek dank God dat die God wie ek en jy dien, ek het al so baie gesien en gesê, geliefdes, my God werk nie net met 'n plus nie. 1 + 1 is 2. Maar ek wil vir u sê, my God werk met vermenigvuldig. 100 + 100 is 200, maar 100 maal 100 is 10.000, is ek reg? Is ek verkeerd? Is ek reg? Ok, ek moes vanaf dink. Is nie 'n nood dan nie. Ons geneig om die bloedbrein aan te steek, ons kan nie meer met hierdie ding werk nie. Ons werk met hierdie dingetjie. Selfoon het nou al alles wat ons kan hê. As 'n verskil tussen 'n plus en 'n vermenigvuldig. Die God wie ek en jy dien, werk nie net met plusse nie. Hy werk met vermenigvuldig. En hy eer die bietjie getrouheid, en hy maak van 'n bietjie, maak hy baie. Hy eer my en jou getrouheid. So ver as jy getrou was aan die geringste van hierdie, is dit by die Here sê, sal ek jou beloon, sal ek jou eer. En ek dank God, dat die vrug is nie net sigbaar dan uiteindelik in ander mense se lewens nie, maar ook in jou eie lewe. Verlede week het ek met u gepraat oor die vrug van ons getrouheid. En ek glo dat hierdie vanmôre ook net by daarby aanhaak. Maar dat jy moet weet vanmôre, dat jy is nie meer net in iemand nie. Kind van God, jy is iemand. Ag jou naam hoog in die Here. Ag jou persoonlikheid hoog in die Here. Nie 'n hoogmoedigheid in jouself nie, 'n nederigheid teenoor hom, maar ek wil vir jou sê, groter is hy wat in jou is, as hy wat in hierdie wêreld is. En hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig. Dis 'n belofte van God af. Great and mighty is the Lord our God. Groot, magtig is die Here wie ek en jy dien. En ek eer hom vir sy getrouheid. Hy maak in niemand, by iemand. Jy is nie in niemand nie. Verruil jou swak selfbeeld vanoggend vir 'n Christusbeeld. Ons hoef nie meer te fokus net op ons eie beeld nie. Ons kan fokus op ons beeld in Christus. Want hy wat in hom is meer as 'n oorwinnaar. Ek dank God vir 'n Christusbeeld. Ek dank God vir 'n dag van aanraking in my en jou lewe. Die salwing van die Here sal die juk breek en sal die oorwinning bring. Kom ons buig ons hoofde voor die Here staan. Ek dank U Here dat U vanmôre net bevestig dat U die God is wat van 'n niemand 'n iemand maak. En Here, dankie dat U ons by die naam ken. U ken selfs die aantal hare op ons hoof. Dat ja, ons is onbekend dalk by baie ander mense. Baie ken nie eens ons naam nie, Here, maar U ken ons in die diepste van ons wese. U is die God wat voor ons uittrek. U is die God wat ons pad gelyk maak. U is die God wat ons eer wanneer ons bereid is om vir U in die gaping te kom staan, Here. U is geen aannemer van die persoon nie, maar Here, U sien 'n man en 'n vrou se hart raak. Here, daarom kom sien U ons harte vanmôre. Here, ons verklaar vanmôre dat ons diensknegte en diensmaagde is vir U. Ons wil U dien, ons wil U eer, ons wil U verhoog, Here.
Help vir ons om 'n verskil te maak waarin ons geplaas het. Help vir ons om ons swak selfbeeld te verruil vir 'n Christusbeeld. Help ons om onsself te sien in U en te weet dat ons is 'n iemand. Ons is kinders van die lewende God. Ons het 'n ewige erfenis en ons weet dat ons aan U behoort. As aardse vaders dan weet om goeie gawes aan hulle kinders te gee, hoeveel te meer sal U die hemelse Vader nie vir ons sorg en vir ons gee die begeertes van ons harte nie. Staan by ons stil vanmôre, word deur ons lewens, word deur die omstandighede om ons lewens ook verheerlik. Help vir ons om nooit onsself gering te ag nie, maar net aan te meld as mensknegte en diensmaagde in Christus Jesus. Dankie dat U van 'n iemand kom maak het. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom U toe. Waardig is U, die lam geslag vir elke van ons. Ons eer U nou daarvoor in Jesus naam. Volk van die Here sê, Amen.